Hartlike goeiemôre vriende, baie dankie dat julle almal hier teenwoordig is by die gedenkdiens van Susara Louisa van die kerk in Nooiforster, of soos aan ons almal bekend, Sari. Ek het al baie troues, kerkdienste, begrafnisse gedoen, maar hierdie een vat so 'n bietjie aan 'n man se hart. Wanneer vriende jou vra om al ouers se gedenkdiens te hanteer, raak dit baie nader as wat 'n mens altyd wonder. En ek kan nou verstaan hoekom my pel en predikant van hierdie gemeente, Edzard van Balen, sê hy weier om my begrafnis te doen. Maar ek nies vir hom, hy sal dit maar doodeenvoudig moet doen, soos wat ek Sari se moet doen. Laat my toe om ter inleiding my meegevoel met Sari se oorlewendes oor te dra. Meer spesifiek haar dogter Natasha, familie en vriende, mag die Here julle in hierdie tyd bystaan en weet dat hy die groot verlosser van pyn en lyding is. Ek gaan nou vra dat ons sal luister na 'n baie spesiale lied wat Natasha gevra het dat ons moet doen, en dit sal dan ook dien as die openingsgebed vir die verrigtinge. Ons luister nou na die gebed van Koos Du Plessis. Maak mense 'n tegniese probleem kry. Laat my in u skadu. Dat elke aand se vreugde eindelijk wieder wordt vergaan. Elke afdraaipaadjie. Ek gaan net laat ons dit stop en van voor af begin, maar dit is te mooi om nie na te luister nie. Laat my nooit die grond verlaat. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nuttig wordt vergaan. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Mag dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir u. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net gedreven. Eindelijk smag ek na uw vaders van rust. Neem my hier vanaand daarheen.
is net genade. Wat ek het, is net gebeen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. En dit was die moeite werd dat ons dit oor begin het. Ons skriflesing vanoggend, liewe vriende, is uit Prediker 3 vers 1 tot 17. Die baie bekende skrif wat handel oor tyd. Elke ding het sy vaste tyd. Die tema van vandag is dan ook juist tyd. Ek lees nou vir ons Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek, 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur. 'n Tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi. 'n Tyd om hulle bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk en 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van die begin af tot die einde nie begryp nie. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak. Ook vir wat in die regspraak gebeur. Tot sover ons skriflesing. Die teksvers vandag is vers 1 en ek lees dit graag weer vir ons. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Kom ons sing dan nou saam die oorwinningslied, soos wat hy in die pamflet aangeteken is, dit sal ook op die skerm wees. Ons sing nou die oorwinningslied. Jy kan maar staan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens
mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na bo. Laat van syne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Liewe vriende, jy kan maar sit. In ons lewens op aarde word so baie dinge bepaal deur tyd. Ons daaglikse bestaan word gereguleer deur horlosies, selfone, sosiale media. En as 'n tyd vir opstaan, 'n tyd vir slaap, tyd vir eet, tyd vir vergaderings, soos wat die teksvers vir ons gesê het. Tyd is alles, want tyd is ons geld en geld bepaal ons bestaan. Maar, liewe vriende, is dit wat die Here van ons verwag? Is dit dan die Alfa en die Omega, die begin en die einde? Dit kan mos nie al wees. Want hier is ons nou by Sari se einde. En nadat ons alles deurgemaak het, moet ons onsself ernstig vra, hoe was haar tyd op aarde? Ek weet, haar tyd was toegestaan aan haar dogter Natasha, familie, vriende, veral die vriende in die polisiediens en in die mediawêreld. Haar liefde vir familie en vriende is dit waarin sy geken was. Toe ek met die naastes aan haar gepraat het, was dit die eerste ding wat hulle van haar vir my vertel het. Maar dit was nie nodig dat hulle dit vir my vertel. Ek en Sari kom ook 'n baie lang pad. Eerstens, as mediaoffisier in die polisie het ek haar leer ken as misdaadverslaggewer by die beeld. En so het ons vinnig pelle geword. Ek dink byvoorbeeld aan een van die bekendste reeksmoordenaars hier aan die Oosrand, Moses Setole, wat 'n klomp vrouens verkragt het en daar in die myndamps weggegooi het. En nadat ons die besoek op die toneel gebring het, is ons na my huis toe, ek, sy en 'n klomp ander joernaliste en my goeie vroutjie het laat namiddag aangekom en toe is ons na 3 brandewyne en 6 biere sterker. Asari het nie omgegee. Asari het gesê, boonbehalwe dit wat ons werk is, moet ons 'n speakeasy, die polismanne ken dit baie goed. Ons moet 'n speakeasy hê. Ons moet kan gaan afkoel oor dit wat ons daagliks ervaar. Ons almal ken haar daaglikse boodskapies wat sy op WhatsApp vir ons gestuur het. En as sy 'n rukkie dit nie gedoen het nie, wat gebeur dan? Dan bel ons vir Sari. Hoor jy sê, alright, hoor nie, ek is doodreg, ek het net vergeet. As ek dink dat by elke media funksie waar ons op 'n konferensie was, ek het ou tequila triek gehad, wat ek die tequila uit die nek uit gedrink het, Ida sal dit ook onthou. En dan die suurlemoen uit die mond uitgehaal, en dan sê Sari, jy sal dit nie met my doen.
As hy nie omgegee is, moet ander doen. Nee wat. Sari het die kiekies gevat, en daai kiekies is in my kroeg. As ek dink aan die begrafnisse van my familielede, waar Natasha en Sari by my huis was, en ons het 'n tradisie, ons vier die lewe. 2 keer moet ek Tasha by die huis gaan aflaai. En dan sing ons sy Korsen se lied van die lewe, want ons almal dink ons sing die mooiste wat ons kan op baie stadium. Maar ons celebrate life. En dit was Sari. Sy het nie net by die huis nie, maar ook by die werk, haar liefde en geduld uitgeleef. Almal het haar geken as die een wat vrede en harmonie wou bewaar. Nooit sy gehoor het, sy praat sleg of iets negatiefs van iemand anders doen. Haar liefde het deurgestraal in haar daaglikse bestaan. Die vraag bly egter, het al hierdie liefde wat sy elke dag openbaar het, haar voorberei vir dit wat nou voorlê? Is alles wat ons mee besig is, genoeg om ons voor te berei vir die hiernamaals? Ek probeer dit as volg verduidelik. Ons almal weet hoe lyk die deursnee grafsteen. Daar is 'n datum van geboorte, in Sari's geval 23 Mei 1943, en dan is daar 'n klein koppelteekie en dan is daar 'n datum van afsterwe, 23 Januarie 2026. Hierdie 3 dele van tyd, met die middelste enetjie, die kleinste en die kortste lyntjie wat jy jou kan voorstel. Niks meer as 'n koppelteken nie. Die geboortedatum is 'n gegewe, die datum van afsterwe ook. Maar wat doen ons met die tyd tussen daardie twee? Daardie koppeltekentjie tussen die begin en die einde wat so vinnig verbygaan. Vir Sari was dit die uitleef van liefde vir almal om haar. En is dit nie miskien ons almal ons tyd moet spandeer nie? Almal is nie ewe slim, ewe mooi, ewe ryk of ewe arm. Daarom is die liefde wat ons met ander kan deel, seker alles waaroor dit behoort te gaan. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan 'n mens die besef gegee van die onbepaalde tyd. Prediker 3 vers 11, ons het dit net nou gelees. As mense sal ons nooit God se plan verstaan. Maar as gelowiges is ons verplig om uit en deur geloof God se plan te vertrou. Dalk wonder ons waarom Sari se einde so skielik gekom het. Dalk wonder ons hoekom daar soveel hartseer en ellende is. Of was? Waar is ons God van liefde dan? Vriende, die antwoord is eenvoudig. Die datum van geboorte, jou lewenslyn en die datum van afsterwe. Hierdie is egter net aardse begrip. En vir mense op aarde is dit net dit, begin, lewe, einde. Maar vir die wat glo in God, is die aardse einde eintlik maar die begin. Vir gelowiges is dit dan die einde van die aardse bestaan wat, prys die Heer, die besliste en onomwonde begin van die ewige lewe is. En daarom moet ons die Here loof en ewig dankbaar wees. Sien dit dalk asof ons tyd op aarde die hiermaals is. En dit is niks meer of niks minder as 'n voorbereiding vir die hiernamaals. Kom ons leer by Sari om in liefde te lewe. Die ewige God sal dit beslis raak sien. Maar hoe hanteer ons wat agterbly na 'n geliefde se afsterwe, dan daardie gevoel van ontnugtering? Die slim mense vertel vir ons, daar is 5 stadiums van hartseer. Party sê 7, maar die oorgrote meerderheid stem saam dat daar 5 stadiums van hartseer is. En elkeen van ons wat agterbly, gaan deur daardie 5 stadiums. Die eerste is dit van ontkenning. Ons wil nie glo dat die persoon nie meer by ons is. Ons sien in alles wat om ons gebeur, daardie persoon se lewe. Kort gebeur daar iets en dan trigger dit. O, gits, daai persoon is weg. Kan nie wees nie, die ontkenning. Die tweede is dit van woede. Ons word kwaad. Partykeer vir onsself, partykeer vir die persoon wat weg is, partykeer selfs vir God. Die derde een is dit van onderhandeling. Wanneer geliefde nie meer daar is nie, maak ons allerhande beloftes aan mekaar, om meer by mekaar uit te kom,
om meer liefde met mekaar te deel, om meer gereeld tyd met mekaar te spandeer. En dit kom baie keer met 'n skuldgevoel. Depressie is die 4de stadium. In die tye nadat die geliefde weg is daar oomblikke wanneer 'n mens alleen is, en dan vat die depressie jou. Dit is sekerlik een van die gevaarlikste stadiums wat daar is. En dit kan nie alleen aangepak word nie. Die 5de is dit van aanvaarding. Hierdie stadium bring alles by mekaar, en dit gebeur baie makliker as jou ondersteuningsbasis gesond en sterk is. Liewe vriende, dit is belangrik om te weet, dat hierdie 5 stadiums beslis verskil van persoon tot persoon. Maar dat almal daardeur gaan, dit is 'n feit. Ons moet ook weet, dat dit nie in 'n spesifieke volgorde gebeur nie. Eerstens, ek kan miskien eers 'n depressie kry, en laaste ontkenning. Die volgende persoon kan eers begin onderhandel, en laaste aanvaar. Tweedens, die tydsverloop verskil van persoon tot persoon vir hierdie 5 stadiums. Miskien is dit vir my dat die eerste stadium net 'n week duur, of dalk duur dit 'n jaar. Miskien vir jou vat die 3de stadium 3 maande. Miskien vat dit 3 jaar. Tyd verskil. Maar ons moet weet dat dit gebeur. En ons moet nie bang wees om met mekaar te praat daaroor. As ons dit in liefde wil aanpak, sal daar toegelaat word dat elkeen op sy of haar tyd met hierdie stadium sal kan werk en dat daar vrede sal kom. Mag elkeen, liewe vriende, wat glo berusting vind in juis dit. Die aardse lewe is slegs tydelik, maar die lewe in die hiernamaals is ewig en vry van pyn en lyding en verwarring. Ek is seker ons, sien uit na die tyd dat ons elkeen mekaar weer sal ontmoet, daar waar daar net liefde, vrede en genade sal wees. Amen. Kom ons sing nou die liedjie Amazing Grace, soos wat hy op die pamflet en ook op die bordjie is. Jy kan maar staan, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already gone. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will
And where we first belong. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but was blind, but now I see. Baie dankie, jy kan maar sit. Ons gaan nou net so vir 'n minuut of 2 kyk na 'n paar foto's wat bymekaar gesit is van Sari. Het sal op die skerm wees en dit sal net vir ons wys wie en wat sy is. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir u. Die laaste foto. En ek dink aan, mama sê 80 geword, so 2-3 jaar terug. Gaan ek en Cathy die aand deur met 'n botteltjie champagne en een van daai brakke byt by vrou. Ja, so is die lewe. Vriende, ek gaan nou Natasha het gevra dat ek net 'n klein huldeblyk lees. Jy het dit self geskryf, nee. Lang terug. Lang terug, sê sy. So sy's al lankal slim gewees. Ek lees nou graag hierdie huldeblyk van Natasha vir Sari. Maria, ek het oral gesoek vir 'n gedig. En niks sê, alles sê gedig. Ek het by Antjie Krog gaan aanklop, maar sy skryf net kaalvoet gedigte. Ek het vir Breitenbach gevra, maar hy skryf net uit die hart, sy hart. Ek het op die pik rondgesoek, maar studente skryf net oor drank en verlore liefdes. Ek het 'n gedig gesoek wat vertel van 'n ma by die geduld van 1000 engele. Die kennis van al die boeke in die wêreld. 'n Ma wat jou hand vashou as jy siek is en sjokolade aandra, as jou hart gebreek is. 'n Ma wat jou onvoorwaardelik ondersteun, al weet sy partykeer dis 'n dom idee. Ek het 'n gedig gesoek wat kan vertel van my ma. Tasha, is beautiful. Well done, girl. Ag, liewe vriende, ek vra nou vir om Gerrit om vir ons die bedankinge te kom doen. Is my oom. Dankie, ek praat gewoonlik hard genoeg, maar dat ek hierdie gebruik en kyk hierso. Daar staan luister. So, Wikus, vir jou en Cathy baie dankie.
vir hierdie diens. Ons wat hom ken, kan nie glo die man kon sulke boodskappe uithaal nie. Well done, baie goed gedoen. En dit is vir ons 'n eer om deel van dit met jou te wees. Dan aan die hervormde gemeente van Parkrand, vir die gebruik van die kerk en die verskaffing van die verversings na die diens. Baie dankie. Mr. Brendan Gittens and the staff of JP High School for the boys, specifically Dr. Jemberger, Sharon Dubell and Lisa White. Kashana Gross vir die ontwerp van die Helderblyk blaadjie en dis baie goed gedoen. Andrew van the Spring Media Company vir die Helderblyk video. Theo vir al sy liefde en ondersteuning deur die tyd en vir die 2 dae wat ek in sy TV-kamer kon wegkry. Bugs Davy, just for being you. Heidi en Jan, vir al hulle liefde en hulp met ouma elke keer as daar 'n krisis was en dat hulle die laaste 2 weke seker gemaak het dat ek ten minste 1 ordentlike maaltyd per dag eet. Trudy, for all her help and care with Oma and stepping in on the 23rd and dealing with the paramedics, the funeral home people, when I was not capable of doing it. My bede Bianca en Rolof Meiberg, wat altyd gewillig was om te kom help as ouma geval het. Syne en haar span by Mosaïek begrafenisonderneming en dan om Gert wat dadelik ingestem het om my bedankingsname te doen. En dan wil ek net sê baie dankie vir julle almal wat hier was vandag. Sari het altyd baie vriende gehad en ons weet as sy met ons gepraat het, het dit in die hart uitgekom. En ek wil net vir julle ietsie sê wat sy altyd vir my gesê het. As sy my groet, dan sê sy, het jy onthou om vir Hein te bid? Hein, sy baie hard vir jou gebid. En sy het ons altyd herinner om dit te doen. Sy het vir almal van julle gebid. En dit kan ek met 'n oop hart vir julle sê. En Wikus, vir jou het sy altyd die grootste respek en agting gehad. En ek is bly jy kon hier vandag vaar doen. Baie dankie. Gert, baie dankie. Ek gaan nou afsluit met 'n gebed en dan daarna hier is strooiblaartjies. Weet jy, daai mooi woord wat jy gebruik het, strooiblaartjies. Omdat daar nou nie 'n graf is nie, kan ons dan voordat ons die verversings hier in die saal hier langs aan vir die van u wat wil, kan dan gerus kom en daarom die klein kussietjie van die blaartjies strooi, net om finaal te groet. Ek dink dit is 'n baie mooi gedagte en ek hou daarvan. Dit is die eerste maal wat ek dit sien en ek dink dit is pragtig. Daarna, soos ek sê, verversings in die saal hier langs aan en sluit asseblief julle oë en buig die hoofde vir die afslotgebed. Trou en magtige God, Heer en Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons kan stil raak voor U. Stil raak omdat ons weet dat U die groot en enigste God is. Here, dankie dat ons ook kan weet dat U hier by Sari se lewe se viering betrokke was. Ons weet hoe lief Sari vir U was. Ons weet hoe lief elkeen van ons vir U is. Maar dit wat belangrik is die feit dat U vir ons lief is. Gee dat ons sal tyd maak vir mekaar. Gee dat ons sal begin omgee vir mekaar, want dit is wat U van ons verwag. Here, wees asseblief saam met elkeen van ons waar ons op ons onderskeie paaie gaan. Wees asseblief saam met elkeen, U weet wat elkeen se behoeftes, tekortkominge is. Sterk ons daarin. Wees asseblief saam met elkeen van ons se families en weet dat ons
ons eendag weer in u huis sal bymekaar kom. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar enkel en alleen in die naam van u Seun Jesus Christus, terwyl ons u smeek om vergifnis van sondes. Amen. U is dan nou welkom om te kom afskeid neem hiervoor. Baie dankie dat almal hier was, en sterkte op die pad huis toe. Ons sien mekaar by die koek en tee.